Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 4de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: ANC staan vas agter president Cyril Ramaphosa oor Phala. Jou volle storie is hier. Nog stories, matriekuitslaa, nog 'n terugslag. Creer Wildtuin moorde, verdagtes, gou uitgelewer. Buitelanders skuil in Overbergstrand se sale. Sabalenka ook uitgeskakel in Franse Ope. Faf kan dalk weer by die Springbokke inval. Die ANC staan grootliks bang vas agter president Cyril Ramaphosa ten spyte van die voortgesette Phala saak. Die party se nasionale uitvoerende komitee, oftewel die NUK, het in Mei 2026 bevestig dat Ramaphosa se bedanking of herroeping nie bespreek is nie en dat die ANC sy besluit steun om die Phala verslag in die hof te laat hersien. Die saak het weer aandag gekry nadat die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika beslis het dat die vorige parlementêre proses oor moontlike vervolgingsstappe deur Ramaphosa ongrondwetlik was. Dit beteken egter nie dat die hof hom skuldig bevind het nie, dit vereis bloot dat die proses korrek gevolg moet word. Die ANC-sekretaris, Fikile Mbalula, het verskeie kere gesê die ANC bly agter Ramaphosa en dat oproepe vir sy bedanking nie deur die party ondersteun word nie. Kortliks, die Phala saak plaas steeds politieke druk op Ramaphosa, maar die ANC-leierskap steun hom steeds sterk en dit lyk tans onwaarskynlikheid dat hy deur sy eie party verwyder sal word. Die inligtingsreguleerder het nog 'n groot terugslag in die hof gelei in sy poging om die publikasie van matriekuitslaa in koerante te stop. Die Gautengse Hooggeregshof het in Desember 2025 beslis dat die Departement van Basiese Onderwys matriekuitslaa mag publiseer met slegs eksamenommers gebruik word en nie leerders se name of ID-nommers nie. Die hof het bevind dat eksamenommers alleen nie die leerders identifiseerbaar maak nie en dat die publikasie dis nie die bepalings van die wet beskerming van persoonlike inligting, die POPIA-wet oortree nie. Die hof het ook die reguleerder se argumente as spekulatief verwerp. Die inligtingsreguleerder het intussen aansoek gedoen om verlof tot appel en wil die saak verder neem, maar die Departement van Basiese Onderwys hou vol dat die reghofbevel steeds van krag is en dat die publikasie van uitslaa nie openbare belang is. So kortliks, die inligtingsreguleerder het die hofsaak verloor. Matriekuitslaa mag steeds met eksamenommers gepubliseer word. Die hof het bevind dat dit nie 'n skending van privaatheid is nie. Die reguleerder probeer nou die uitspraak appeleer. Daar is 'n groot deurbraak in die ondersoek na die moord op Ernst en Dina Maree in die Creer Wildtuin. Die twee verdagtes is in Mosambiek in hegtenis geneem en die formele proses om hulle in Suid-Afrika uit te lewer is nou aan die gang. Volgens berigte het die verdagtes na bewering erken dat hulle by die misdaad betrokke was en die egpaar se gesteelde voertuig is ook teruggevind. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, het gesê hy werk saam met die departemente van internasionale betrekking en justisie om seker te maak dat die verdagtes na Suid-Afrika terugkeer om hier tereg te staan op die klagte van moord. Die egpaar se liggame is in Mei 2026 naby Kroekskonder in die noordelike deel van die Creer Wildtuin gevind nadat hulle vermis geraak het. Hulle voertuig is vermoedelik oor die grens na Mosambiek geneem, waar die ondersoek in daardie land verder laat uitbrei het. Meer as 400 buitelandse burgers word tans in gemeenskapssale en ander tydelike skuilings in die Oeverstrandgebied gehuisves nadat xenofobiese spanning en intimidasievoorvalle in onder meer Kleinmond, Gansbaai en Stanford uitgebreek het. Volgens berigte is sommige mense uit hulle huise verdryf en daar is dreigemente gemaak dat hulle wonings afgebrand sal word. Die Oeverstrand munisipaliteit het sy voorvalbeheersentrum geaktiveer en verskeie munisipale fasiliteite beskikbaar gestel as plekke van veiligheid vir die geraakte mense. Die grootste groepe word tans by die Stanford gemeenskapssaal, Kleinmond stadsaal en fasiliteite in Gansbaai gehuisves. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Departement van Binnelandse Sake en diplomatieke verteenwoordigers van onder meer Malawi is by hierdie proses betrokke. Binnelandse Sake is besig om die dokumentasie van die buitelandse burgers te verifieer terwyl hulporganisasies en kerke kos, komberse en ander noodsaaklikhede aan hierdie mense voorsien. David Emanuela, wat 39 jaar oud is, een van die beskuldigdes in die Phala diefstalsaak, het in die hof volgehou dat hy niks geweet het van die geld wat in 2020 op president Cyril Ramaphosa se Phala plaas gesteel is nie. Tydens sy getuienis het hy ontken dat talle telefoonoproepe en ander bewyse hom direk met die beweerde roof verbind het. Die staat voer egter aan dat daar verskeie teenstrydighede in sy weergawe is en kruisverhoor oor die aangeleentheid hier tans voort. Die saak is weer uitgestel en die verhoor sal voortgaan wanneer die hof weer vergader.
Emanuele David staan sy met Floriana Joseph en Ndabatsiso Joseph staan reg op aanklagte wat verband hou by die inbraak en diefstal van sowat 580.000 Amerikaanse dollar van die Palaplaas in Limpopo. FlySafair het aangekondig dat hy sy tydelike brandstofheffing vir die tweede agtereenvolgende week verlaag het nadat die prys van vliegtuigbrandstof Jet A1 effens begin daal het. Die heffing is vroeër vanjaar ingestel nadat brandstofpryse skerp gestyg het weens die konflik in die Midde-Ooste. Volgens FlySafair word die heffing weekliks hersien en aangepas volgens die werklike brandstofkoste wat die lugredery betaal. Hoewel die heffing nou laer is, bly die pryse steeds aansienlik hoër as voor die krisis en die heffing sal voorlopig van krag bly, het hulle gesê. FlySafair sê die heffing is nie bedoel om wins te maak nie, maar om die stygende bedryfskoste te help dek. Amazon het amptelik sy plaaslike lidmaatskap in Suid-Afrika bekendgestel teen R59 per maand of R399 per jaar. Dit is een van die goedkoopste Prime aanbiedings wat wêreldwyd gemaak word. Die Suid-Afrikaanse gebruikers kry nou toegang tot verskeie voordele, onder meer in een intekening. Die Prime pakket sluit in gratis vinnige aflewering op gekwalifiseerde produkte, toegang tot Prime Video se flieks en reekse, Amazon Luna se wolkspeldiens, 'n gratis Twitch kanaal intekening elke maand, eksklusiewe toegang tot Prime Day aanbiedings en ander afslaggeleenthede. Nuwe lede kan ook eers van 'n 30-dae gratis proefloopie gebruik maak voordat hulle besluit om aan te hou met die diens. Glasgow Warriors se hoofafrigter Franco Smith sê sy span sien uit na groot uitdaging teen die Woudekom Blou Bulle in die VRK-wedstryd wat op Murrayfield in Edinburgh gaan plaasvind. Smith het beklemtoon dat Glasgow nie bekommerd is oor waar moontlike eindstryde gespeel sal word nie, maar eerder daarop fokus om die Bulle te wen en nog 'n finale te behaal. Hy glo die Skotse span kan voordeel trek uit die bekende omgewing in Edinburgh en wil die geleentheid aangryp om vir die Skotse ondersteunings 'n oorwinning te besorg. Glasgow het reeds die Bulle 2 keer hierdie seisoen gewen en sal met baie selfvertroue in die wedstryd aanpak. Die Warriors het ook die Bulle in 2024 se VRK-eindstryd op Loftusversveld ras om die titel te wen. Kortliks, Franco Smith glo Glasgow is gereed vir hierdie uitdaging. Die wedstryd word op Murrayfield in Edinburgh gespeel. Glasgow wil die Bulle uitskakel en so die eindstryd behaal. Die Warriors het die Bulle reeds verskeie kere in onlangse ontmoetings gewen. Daar is beslis 'n sterk moontlikheid dat Faf de Klerk weer 'n prominente rol in die Springbokgroep kan speel. Springbokke se diepte by skramskakel is onder druk nadat Morney van der Berg vir 4 tot 6 maande uitgeskakel is na 'n baie se besering. Kobus Reinagh het dit nie besering, sukkel en moontlik kan die Julie toetse misloop. Grant Williams is steeds beseer en geen duidelike terugkeerdatum is van hom bekend nie. Jaden Hendricks se beskikbaarheid is ook onseker na hartslagskringsprobleme. Verskeie rugbyontleeders meen de Klerk se uitstekende vorm in Japan maak hom 'n natuurlike kandidaat om teruggeroep te kan word. Sommige berigte beskryf hom as die voor hy hand liggende keuse gegee by die huidige beseringskrisis. Ander spelers wat waarskynlik deur Rassie Erasmus oorweeg kan word, sluit in Emrys Papier van die Bulle en die jong Asim Piet. Kortliks, indien Williams, Reinagh en Van der Berg nie betyds herstel nie, lyk dit waarskynlik dat Faf de Klerk weer een van die Springbokke se hoofopsies by nommer 9 by die komende toetsseisoen sal wees. Akani Simbine het al in Rome gewen en hy het ook vorige jare sterk daar gepresteer, byvoorbeeld in 9,96 sekondes in die 100 meter. Sy mees onlangse vorm in 2026 Diamond League seisoen wys dat hy teen topveldatlete soos Noah Lyles, Omanyala en Tobogo gaan meeding, maar hy is nie duidelik as 'n wenner voor die byeenkoms aangeteken nie. Sy seisoen se beste tye is wel in die sub 10 sekonde reeks, ongeveer 9,9, wat hom konsekwent 'n mededinger in die top 5 tot 8 wêreld gemaak het. So wat dit beteken, hy's 'n realistiese podium en wenkandidaat in Rome op grond van sy vorm op persoonlike beste. Simbine is steeds een van die wêreld se mees konsekwente 100 meter hardlopers, maar in 2026 is die veld baie diep. Hy is eerder 'n mededinger as 'n duidelike gunsteling in Rome. Flavio Cobolli se oorwinning oor Felix Auger-Aliassime in die 2026 Franse Ope op Roland Garros was een van die grootste verrassings van hierdie toernooi en die wedstryd het baie momentum swaaye gehad. Auger-Aliassime het sterk begin en die eerste stel met 6-4 gewen. Cobolli het daarna sy ritme gevind en die tweede stel met 6-4 gewen om die wedstryd gelyk te maak. Van daaraf het Cobolli meer beheer oorgeneem. Hy het beter begin serveer en meer eerste opslagpunte gewen. Sy voorhand het meer aggressief geword en hy die Kanadese speler begin terugdruk in lang rallies. Hy het ook die laaste twee stelle met 6-4 en 6-4 gewen om die wedstryd so af te sluit. Die sleutel tot Cobolli se terugkoms, hy het sterker senuwees onder druk, hy het nie paniekerig geraak nadat hy die eerste stel verloor het nie. Charles Leclerc het sy kontrak met Ferrari verleng en nog 'n multi-jaar ooreenkoms wat hom vir die komende seisoene by hierdie span sal hou. So wat ons weet, Ferrari het op 3 Junie 2026 hierdie nuwe kontrak bevestig.
Die ooreenkoms is 'n multijaar, maar die presiese lengte is nie amptelik bekend gemaak nie. Verskeie bronne dui aan dat dit tot ten minste 2028 en moontlik langer by Ferrari kan aanhou. Hy bly dis 'n kernjaar in Ferrari se langtermynplanne saam met Lewis Hamilton. Ferrari het hom vasgemaak as 'n langtermyn hoeksteen van hierdie span met 'n kontrak wat waarskynlik tot laat in die 2020 sal strek. Diana Schneider van Rusland het vir Aryna Sabalenka gewen. Die uitslag was 3-6, 7-5 en 6-0. Sabalenka het sterk begin en die eerste stel met 6-3 gewen. Sy het ook in die tweede stel 'n groot voorsprong gehad, maar Schneider het teruggeveg en het met 7-5 beklink. In die derde stel het Schneider totaal oorheers en Sabalenka met 6-0 afgeransel. Hoekom is dit so groot verrassing vir almal? Sabalenka is die wêreld se nommer 1 en is 'n groot gunsteling vir hierdie titel gewees. Sy het tydens die wedstryd momentum heeltemal verloor en 10 agtereenvolgende wedstryde afgestaan in die laaste deel van die wedstryd. Dis een van haar mees dramatiese ineenstortings in 'n Grand Slam gewees. So wat beteken dit? Schneider het haar eerste oorwinning ooit oor 'n wêreld nommer 1 behaal. Sy het deurgedring na haar eerste Grand Slam halfeindstryd. Die oorwinning het die vroue se draw oopgemaak vir 'n nuwe Grand Slam kampioen. Sabalenka het beheer verloor nadat sy amper die wedstryd gewen het. Schneider het dit benut om 'n groot 3-stel terugkeer oorwinning te behaal en met 6-3, 7-5 en 6-0 te seëvier. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 15:30, Polokwane 10:23, Lephalale 10:26, Mbombela 11:28, Mahikeng 5:16, Pretoria 9:21, Johannesburg 8:18, Ermelo 4:18, Galagadi 8:16, Gaborone 9:21, Richards Bay 15:25, Pietermaritzburg 7:16, Durban 13:23, Port St Johns 13:20, Pongola 13:28, Maputo 18:29, Bethlehem 3:10, Bloemfontein 4:13, Allewal Noord 6:14, Welkom 6:14, Vryburg 7:14, Kimberley 7:13, Appington 8:13, Prieska 8:11, Springbok 7:15, Karasburg 8:15, Keetmanshoop 7:16, Mariental 5:17, Alexanderbaai 12:19, Brandvlei 8:13, Loederitz Bay 12:23, Vredendal 12:19, Kaapstad 12:17, Sutherland 1:5, George 9:14, Jeffreys Bay 12:16, Geberra 11:16, Graaff-Reinet 6:8, Kaapogillas 12:16, De Aar 5:11, Molteno 3:10, Beaufort Wes 7:10, Oos-London 11:17, Mabalane 16 en 32 grade Celsius in die middag. Ons weerberig vir die vandag: die Weskaap koud en nat en winderig met sommige reën. Die Ooskaap koud en bewolk met reën. Noord-Kaap koel tot koud, gedeeltelik bewolk. Die Vrystaat koel tot koud en moontlike ligte bye bestaan. Gauteng koel in die oggende, later gedeeltelik sonnig. Noordwes provinsie koel en gedeeltelik bewolk. Limpopo provinsie sonnig en droog. Mpumalanga sonnig tot gedeeltelik bewolk. KwaZulu-Natal meestal sonnig en droog. Die opsomming: reën en koue weer in die Kaapprovinsies. Die res van die land bly meestal droog en koel tot sonnig. Die markaanwysers lyk as volg: die rand verhandel teen R16.27 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.88. Die euro verhandel teen R18.90. Die Australiese dollar kos R11.66. Die yen verhandel teen 10 sent. Platinum kos $1,931 per fyn ons. Palladium kos $1,355. Goud se prys is $4,462. Silwer per fyn ons is $74.35. Brent olie per vat is $96. Gedagte vir die dag: moenie opgee omdat die pad moeilik is nie. Groot dinge gebeur dikwels vir mense wat aanhou stap wanneer ander ophou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.